Baie welkom by Kerkwees vandag. Nico, dis lekker om te gesels. Julle is vars terug van 10 dae in Namibië en ek brand om te hoor wat jy ons wil vertel wat jy daar beleef het. Ja, Leroe het my uitgedaag om na die 10 dae 'n paar prentjies te teken om sommer net my insigte wat ek nou soos die tyd aangeloop het te deel. Maar laat ek 'n oorkoepelende opmerking maak as ek begin, is ek het die gevoel vir die eerste keer in 'n baie lang tyd dat ek het die kerk van die toekoms gesien. Hmm. En dit is vir my 'n bitter opwindende idee om mee te werk. Dis my eerste opmerking. My tweede opmerking is, ons het 'n hele klompie standplaasleraars gesien en my belydenis is dat ek eintlik gedink het dat standplaasleraars is soort van ons is 'n tussentydse reëling wat ons tref tot ons weer regte dominees kan neersit waar ons Hmm. en ek dink my kop het oor dit geswaai. Hulle is nie net 'n plaasvervanger vir 'n regte dominee nie. Hulle is 'n geweldige groot gawe vir die kerk. Want hulle sien goed wat ons as professionele dominees nie sien nie. So ek het sommer 'n klompie prentjies saamgebring. So ek wil begin deur vir jou te vertel van Andries. Andries werk in die noorde van Namibië, noordooste van Namibië onder die sogenaamde Bushman gemeentes daar. En hy kom oorspronklik uit die logistieke wêreld. So ek het 'n paar goed by Andries geleer. Die eerste een is, hy verstaan nie sy werk as om mense te vermaak nie. Hy verstaan sy werk om langs mense te staan en dit vir hulle moontlik te maak om die bediening te doen. As 'n hele klomp klein gemeentetjies, ons is 'n gemeentes bygewoon, dis 20, dis 30 lidmate en daar's iemand uit die gemeenskap. Iemand wat preek, 'n ouderling en sy werk is om vir hulle al die goed in staat te stel om dit reg te kry. En dit was vir my nogal vars en baie lekker om te sien. Die tweede ding wat ek by hom gesien het, is dat hy minder krities is op lidmate. Hy sien, hy probeer hulle nie heeltyd reg help en perfek kry nie. Hy sien wat hulle goed doen en hy waardeer dit. Onthou in As It Is in Heaven wat die nuwe dirigent sê, most of it is good. Hy probeer nie 'n perfekte gemeente kry nie, maar hy probeer 'n gemeente waar die gawes wat die Gees vir daai gemeente gee, hy probeer dit omhels. Wat beteken, hy's nie heeltyd besig om iets te verkoop, mense in te praat in goed nie. Dit is vir my baie mooi om te sien hoe hy net saam met die energie gaan. Dit het my laat dink aan 'n quote van Rob Bell wat sê, some people think they need to carry God places. Makes you extremely tired because God is heavy. Die hele ding van dat God klaar daar is, in 'n plaas daarvan dat hy mense probeer inpraat in goed, probeer hy die energie sien en volg. En dit het my geïnspireer. Hierdie is dink ek 'n baie groot, dis veronderstel om 'n piramide te wees wat ek daar in die agtergrond geteken het. Dit lyk vir my later soos 'n vleiende piering gelyk toe ek weer die prentjie gekyk het, maar dis wat vir my helder is dat hy dink nie oor dat die kerk se werk is om terug te gaan na die verlede toe nie, na die goeie ou dae nie. Omdat hulle werk in 'n plek waar daar nie goeie ou dae is nie, verstaan hy sy werk om die toekoms te skep. Nuwe rituele, nuwe maniere van doen, nuwe strukture, om die ou waarhede te vertaal vir die toekoms vorentoe. En dit is baie inspirerend gewees vir my om te sien hoe hy planne maak. Hy vertel ook hoe hy dit nie reg kry nie. Hy het hierdie plan gemaak en werk het nie, dan maak hy hierdie planne en maak hy hierdie planne en werk het nie. Maar hy's nie besig om
agteruit te leef nie, hy is besig om vorentoe te leef. Wat hom help dat hy nie uit die pessimisme is nie. Kyk, as jy dink jy moet die verlede weer skep, dan kan jy as 'n dominee nie anders om net pessimisties wees nie. Want almal van ons weet dat daai dae is verby en dit gaan nooit wees nie. The ground has shifted. Dit is nie besig om daai, en baie van ons is of was in gemeentes wat vroeër groot was en magtig was en ryk was, en as jy dink dis waarheen jy op pad is, dan moet jy pessimisties daaroor wees. Wat hy doen is hy hardloop eksperimente. Hy maak prototipes, die een na die ander, en kyk what is God up to, en probeer dit uitvind. Gaan gou terug na daai vorige een toe. Ek wil ietsie vra oor die prentjie. Die piramide daar, is dit nou in verband met die vorige piramide? Nee, dis sommer 'n poging om twee verskillende vorms te teken wat mense mee eksperimenteer. So Wonderlik. dit nou weer 'n verband met dit, en dan te kyk waar pop daar. Ons het ek was by Design in Daba gewees, waar die industriële kunstenaar wat die nuwe Mini, dis so 'n paar jaar terug, se binnekant ontwerp het. En wat hulle gehad het is 'n groot karton Mini. En wat sy hele slagspreuk was, prototype as soon as possible. So wat hulle die opdrag gekry het, wat hulle gedoen het, is hulle het hierdie karton Mini gebou, en hulle het net begin om goed binne in die Mini te sit, sodat jy kan sien hoe dit lyk. Nie op papier nie, maar met gom geplak en duct-tape geplak, so vinnig as moontlik. So prototype as soon as possible, al moet jy dit met duct-tape doen. So. Wonderlik. Dit is my, die derde ding wat vir my duidelik geraak het, is dat ons as kerk se obsessie met wie's in en wie's uit is nie besig om ons te help nie. Dat dit ons nie help om heeltyd te praat oor die grense nie, maar dat ons moet praat oor die tafels, en die tafels langer maak en mense uitnooi na die tafels. Daar's hierdie ou storie van 'n oomie wat geboer het in die Australiese Outback. Iemand by hom kom en vir hom sê, hy ry rond kilometers en sê, hy sien nie drade nie. Ja, die oomie boer met beeste, wat hy toe, die oomie vir hom sê, Sonny, around here we don't erect fences, we sink wells. En jy ken die onderskeid tussen die bounded en die centered sets. En die hele ding van ons kerk het geen toekoms solank ons besig is met fences nie. Wat ons nodig het is wells, waar mense kan kom, tafels waarby meng nou my metafore, maar tafels waarby mense kan aansit. Hierdie een is, het ek gewonder of ek die skyfie moet insit, maar vir my was dit 'n oomblik in die 10 dae wat ek iets verstaan het van wat met ons kerk in die gebeur is. Ons moet wegbeweeg van tradisie en tekste na 'n lewende Jesus wat tussen ons is. Ons dink en hier is die kontroversiële ding, ek dink ons het die sola scriptura verwar met die soli Christi. In die sin van, die punt, hoekom dit alleen die Bybel is waarin ons glo, is, hierdie Bybel leer ons van Jesus. Die Bybel leer ons nie van die Bybel nie. En ons het moeilikheid as ons die fokus op die Bybel losmaak van die fokus op die teenwoordige Jesus. Jy het nou presies verstaan, jy beland in allerlei moeilikheid, en as jy daar in die diep Namibië is, en as mense wat net saam met Jesus leef,
onder die mense onder wie gewerk word, hulle praat nie dieselfde dialekte nie. Daar is Bybelvertalings, baie van hulle, die meeste van hulle wat ons gesien het, kan nie lees nie. En as jy kan lees, is die weergawe waarin dit vertaal is ook nie presies hoe hulle dit praat nie. Vir hulle hoor die stories en leef saam met 'n lewende teenwoordige Jesus. Wat beteken ons moet wegkom van slagspreuke en formules af na stories, na liedjies, na prente. Dit is Anders het ergens vir my gesê, ons moet maar preek soos Jesus gepreek het. Moet stories vertel. Ja, Nico, ek dink nou sommer in jou konteks met Andries, skus ek chip nou 'n bietjie in, maar Graag. daar's 'n pragtige boek wat 'n teoloog met die naam van Belden Lane geskryf het met die titel The Solace of Landscapes. En hy vertel 'n aangrypende storie oor hoe hy gaan kuier in Australië in die Outback. En hoe een van die ouderlinge hulle op 'n toer vat en die manier hoe hy die landskap navigeer is nie met 'n kaart nie, maar met liedere. En Belden Lane vertel die storie oor hoe die ou in die Land Rover hulle gids ry en die elders sit nou daar en die gids ry te vinnig. Ja? En so die liedjie kan nie sinkroniseer met die spoed wat hulle ry in die Land Rover. En hy sê vir Belden, I'm losing my way because we are speeding through the songs, né? So hierdie laat my sommer net daaraan dink. Stories, prentjies, dis bietjie stadiger, né? Ja. En op 'n vreemde manier baie diep present. Die gids vir die een dag het ek toe die tweede keer doen, toe wys die eerste keer het ek niks gesê nie, maar die wet wat ons rondgewys het vra, kan ons nog dit of dat doen, en hy maak letterlik so, en hy sê daar's nog baie tyd, en toe ons so eind later toe vra ons ook, kan ons nog dit of dat doen, toe kyk hy weer so, toe sê hy nie, daar's nog heel paar uur in die dag, toe ek kom daarop afwys, ons kyk op ons horlosie, wat hy doen is, hy kyk letterlik op na die son, en kyk hoeveel van die dag is daar oor. Dit is net so mooi om te sien. Een van die goed wat my geweldig beïndruk het van Andries, is, toe hy nou gepraat het, ons op pad na die mense toe, het hy op 'n sekere manier gepraat, maar toe hy by hulle kom, toe het hy minder gepraat en meer geluister. En ek het toe ek hom eers ontmoet het gedink het, hy gaan baie praat, as hy by die mense kom, want hy is talkative. Hy sê, vir Helene gesê, sy sê wil hom 'n spesifieke vraag van, sê, ja, hy weet, hy ploeg wyd, as hy 'n vraag antwoord. Maar as hy by die mense is, ploeg hy nie wyd nie. As hy by die mense is, dan luister hy, en hy leer van hulle, en hy laat hulle lei. So wat ek gesien het, is gemeentes wat besig is om 'n inheemse Afrika kerk te vorm. En dis beautiful om te sien. Daar's 'n lewende Jesus saam met wie hulle leef, en dis broken. Ek probeer, dit is nie triomfantlik nie, dit is gebroke. Maar hulle is nie in 'n debat met die Nederlanders en die Amerikaners nie. Hulle is in 'n gesprek met mekaar oor hoe lyk geloof in Namibië. En so dis die goed, ek het 'n laaste opmerking. Namibië is, soos jy nou weet, wyd. En mense ry ver. Ons het die een dag een van die predikers daar gekry, toe het hy gesê, hy moet net by die naaste poskantoor, moet hy 'n ID-boek of iets, ek kan nie presies agterkom wat nie, moet hy gaan omruil, kan ons hom 'n lift gee, en dis toe in presies die teenoorgestelde rigting waarin ons op pad is, toe die wet gesê, nee, ons kan hom gou gaan aflaai by die poskantoor,
ek bedoel, ons kan hom 'n lift gee, dis net 'n uur en 'n half se ry ompad wat ons toe gery het om hom net gou by die poskantoor iets te laat doen en weer terug te bring tot by die huis. So dis wyd. Mense spandeer ure op hulle eie in motors, ure van hierdie mense stap letterlik 40 minute, uur en 'n half na 'n preekpunt toe waar hulle vir 20-30 mense kerk gee en dan in dik sand stap hulle weer die tyd terug. En toe waarvan ek bewus geraak het, is ons in die stede sê vir daai dominees wat hulle nodig het, is 'n stil retreat. Maar ek doen vir die een ou vra, nou het jy behoefte aan stilte? Hy sê hy spandeer, hy het iets gesê, so sê nou maar 80 ure in 'n week, ek kan nie onthou hoeveel, die 50 ure in 'n week, in 'n kar heeltemal op sy eie. Sy behoefte is nie aan stilte nie, sy behoefte is aan mense wat naby hom is en vir hom omgee. En ek het nogal net gewonder, Bonhoeffer het mos nou die alone, die together, en wat sê, as jy alleen tyd wil hê, dan moet jy die together doen, as jy die together wil hê, moet jy alleen tyd doen. Maar ek het net gewonder of dit nie tyd is dat ons community skep vir dominees waar hulle 'n day together kan hê nie. 'n kritiese plek waar daar mense vir hulle gesorg word, fisies, hulle kan slaap en kan eet en kan lag en kan speel, en asof ons net weer 'n baie diep moet kyk na ons one size fits all antwoorde vir 'n dominee wat deur 'n moeilike tyd gaan, deur sê wat jy nodig het is 'n stil retreat. Miskien wat jy nodig het is 'n caring community. Ek het nogal net bewus geraak van dit. So, dit is nou in kort sommer 'n klompie prentjies oor wat met my gebeur het 10 dae in die bos en by klein gemeentetjies in Namibië. Wonderlik, Nico. Ons sal gesels saam oor kerkwees vandag. Jy het iets nou verduidelik van kerkwees wat jy gesien het dalk van die toekoms. Ek is Tom Smith. Ek is Nico Simpson. Dankie vir die saamkuier.